Mors tua vita mea. Sy sterwe my lewe. Of jy lees wat sê 1 Korintiërs 15 vers 36. Hy sê dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie eers gesterf. Mors tua vita mea is 'n Latynse woord. Sê vir jou langs jou, ek kan tog Latyns praat. Are there any English-speaking people in the church? Say, I can speak Latin. Waar is die prokureurs? Sy kan Latyns praat. Die prokureurs kan ook Latyns praat. Hierdie Latynse woord beteken eintlik jou dood, my lewe. Mors tua, jou dood, vita mea, my lewe. Hierdie woord is gebruik veral in sporttoedanigheid nou. Hulle noem dit eintlik the law of the jungle. Die wet van die oerwoud. Wat sê die wet van die oerwoud? The survival of the fittest. As jy hierdie, wat mens daai televisieprogramme wat hulle so, waar jy moet survive, wat survival? Survival. Hulle gebruik hierdie tipe van woorde. Hulle probeer mekaar uitskakel sodat een ou oorwin. En elke ou wat uitgaan, is hy maar te bly oor van die kompetisie is min. Hierdie woorde is gebruik in sporttoedanigheid. En ek dink ook in selfs in besigheid. Waar jou ondergang is tot my voordeel. Die persoon wat in die sport is, as jy dit nie maak nie, het ek 'n groter kans. Dis nou nie daar nie, maar hulle sê die verskil tussen die eerste plek en die tweede plek en die enige wedloop is nie die fisiese verskil nie. Dit gaan oor die attitude. Wie wil dit graag die meeste hê? Maar hierdie woord word ook gebruik. Daar in die Romeinse tyd, toe die gladiators geveg het in die Colosseum, was dit die woorde wat hulle gebruik het. Mors tua vita mea, jou dood, my lewe. Ek en jy ken dit in Afrikaans, die een se dood is nie, is die ander een se dood. Jesus kom egter en hy draai dit om. Jesus kom nie en sê, jou dood, my lewe nie. Jesus kom sê vir my, sy dood, my lewe. Jesus kom sê vanmôre vir jou, my sterwe, jou lewe. Sê bietjie halleluja. Wanneer Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 36, dan sê hy die woorde, hy sê, dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig, as dit nie gesterf het. 'n ander vertaling sê die woorde, hy sê, dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers gesterf het. Maar wat is die vraag? Die vraag is, hy sê, maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Hoe gaan ons lyk wanneer ons opstaan uit die dode? Gaan ek dieselfde liggaam hê as wat ek nou het?
Gaan ek dieselfde lyk? Gaan ek 'n verheerlikte liggaam hê? Nou, dit is 'n preek vir 'n ander dag. Wie sê, ek hoop ek lyk dieselfde as ek opstaan nie? Wat hy hier eintlik wil sê is 'n dom vraag. Die vra die verkeerde vraag. Hy sê, iets kan nie lewe tensy dit nie eers gesterf. Ek wil vanmôre 'n stelling maak en sê die Bybel kan opgesom word in 4, kom ons noem dit 4 boodskappe of 'n 4voudige boodskap. 4 elemente of 4 stadiums. Die eerste een is my lewe, my sterwe. Die tweede een is Jesus se lewe, sy sterwe. Die derde een is sy sterwe, my lewe. En die vierde een is my sterwe, sy lewe. Amen. Nou as ons moet praat oor my lewe en my sterwe, ken ons dit so goed. In die begin het God die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas en so het hy dan 'n lewende siel geword. Sê vir jou langs jou, God wil gehad dat jy moet die wees. God het jou lewe gegee. God het die asem van die lewe in jou geblaas en jy het 'n lewende siel geword. Toe God het met Adam gedoen het en daarna toe hy 'n probleem met Eva. Ons kan nou nie sê since then we all have a problem with her. God wil vir Adam 'n maat maak wat hom pas. En hy kry onder die diere nie iemand nie. Toe moet hy maar uit sy ribbebeen vrou en vrou maak. Julle weet van die klein seentjie wat na sy ma toe gekom het en gesê het, "Ma, ek het 'n pyn in my sy, ek dink ek gaan 'n vrou kry." God sê vir die mens aan wie hy lewe gegee het, moet asseblief nie eet van die boom wat in die middel van die tuin is. Van al die ander bome mag jy eet. Maar van daai een wat in die middel van die tuin staan, mag jy nie eet nie. As 'n opdrag. Tipies mens. Jy kry dit met jou kinders ook. Daai ding wat jy van hom vra, moenie dit doen nie. Hy sal regtig daai ding gaan doen. God sê moenie eet nie, want julle sal sekerlik sterwe. Daar gaan Eva eerste. Ons ken die storie. Adam blamed Eve and Eve blamed the snake and the snake didn't have a leg to stand. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur die een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Kyk gaan na die ou langs jou. Moet niks sê nie, kyk. Want Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig. Wat jy kon gesê het, is jy lyk vir niet so heilig. Want ons almal het gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Romeine 6 vers 23 sê die woorde, hy sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Sê ek halleluja. Dat het nie daar gebly nie. Ken jy die lof? As het daar geëindig het, het die Bybel geëindig. Maar prys die Here, daar is 'n volgende stap, daar is 'n volgende gedeelte.
Daar is nie net my lewe en my sterwe nie. Daar is 'n Jesus se lewe en sy sterwe. Johannes 1 vers 1 begin, hy sê die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was van die begin af by God en alles wat ontstaan het deur hom ontstaan. En niks wat ontstaan het sonder hom ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Sê met die prys hier. Die verskil tussen ons en Jesus is dit. Ons het lewe gekry om vir ewig te lewe. God's bedoeling was nooit dat Adam moes sterf nie. Dit was nooit sy bedoeling dat die mens moes sterf nie. God het lewe gegee sodat jy en ek sal bly lewe. Maar weet jy wat, Jesus het aardse lewe gekry om te sterf. Stam sleg as jy groot word en te weet ek gaan nie lang leef nie. Ek is veronderstel om te sterf. Vir mense wat nie eens verdien. Dis die ergste. Vir mense wat nie eens gaan waardeer. Maar hy sy missie is, ek het lewe gekry sodat ek kan sterf. Almal het gesondig. Maar Jesus het gesterf. En dan ek het jy sou weet. Onthou jy daai lied, Lord, I lift your name on high. Ken jy hom? Lord, I lift your name on high. Lord, I'd love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Die Here bied jy lof vir vandag weer. Ek en jy ken Johannes 3 vers 16 so. Want so lief het God die wêreld gehad. Al daai sondaars, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie. Denk, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe het. Nou kom die woord van die Here en hy sê verder vir ons. Hy sê daar in 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgegee. Amen. Sy lewe vir ons. En ons weet hy moes nie gesterf het, want Hebreërs 4 vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee het nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Die loon van die sonde is die dood. Jesus het nie gesondig nie, so hy was nie veronderstel om die straf te kry nie. Hy was nie veronderstel om doodgemaak te word nie. Maar hy doen dit terwille van my en jou. Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde en niemand is dit. Dat iemand sy lewe vir sy vriend gee. Staan iemand langs jou en sê, jy is 'n vriend van God. Jy is 'n vriend van God. Dankie tog, iemand stamp na Rim en Harold. Stamp net bietjie aan Harold, sê niemand wat hier langs sit. Stamp iemand aan Harold. Jy is 'n vriend van God, want Jesus het sy lewe afgelê vir sy vriende. Amen. En die enigste verskil is, het jy dit aanvaar, het jy dit aangeneem, het jy hom as vriend aanvaar, want hy klaar jou beskou as sy vriend, hy was bereid om sy lewe te gee vir my en vir jou. Halleluja. Maar hy is nie doodgemaak nie, hy het sy lewe gewilliglik gegee, hy het dit afgelees, sê die woord van Here. Johannes 15 vers 13. Groter liefde niemand as dit,
dat iemand sy lewe vir sy vriende sal gee. Johannes 10 sê hy die woorde, hy sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. En niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê, en ek het weer die mag om dit op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daai lied wat sê, he could have called 10,000 angels, but he chose to die for you and me. Amen. En dan ek en jy vanmorgen net sal kan jubel en jy geer. Dis nou nie meer my lewe en my sterwe nie. Dis nou Jesus se lewe en sy sterwe. Nee, morte, tua, vaita, mea. Kyk gegooi. Romeine 8 vers 2 sê die woorde, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Sy lewe vir my. Hy het gesterwe sodat ek kan lewe. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15. Hy sê dood, waar is jou angel en doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Deur En 1 Petrus 2 vers 22 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, en deur sy wonde is ons genees. Gee die Here nog lof. Hulle sien nou en sê, prys die Here, daar is 'n kans. Daar is 'n kans. Sy sterwe, my lewe. 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 22 sê, maar net soos almal in Adam sterf, so sal ons almal ook in Christus lewend gemaak. En daarom kan ek en jy vandag daai lewe leef wat hy vir ons het. Nou, by Lazarus se opwekking, en Lazarus is daar 4 dae in die graf, en Jesus daag eers na 4 dae op. En Martha kom na Jesus toe en sê, Meester, as hy maar hier was, dan sou my broer nie gesterf. Dat is geloof om te glo, as Jesus nie daar was, dan sou hy nie gesterf het. En Jesus sê van Martha, as jy glo, sal jy lewe al het nie oorgesterf. Hy sê, Martha, ek weet, hy sal nie opstaan, sy sê toe vir hom, Jesus sê vir haar, jou broer sal sekerlik uit die dood uit opstaan, maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal by die opstanding op die laaste dag uit die dood uit opstaan, maar Jesus sê vir haar die woorde, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy. Amen. Prys sy naam. Nou, Jesus kom en hy sê vir ons in Johannes 6, hy sê hierdie woorde, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek in die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook lewe. Dit is die brood wat in die hemel neerdaal, nie soos julle vaders die manna gegeet en gesterwe het nie. Hy sê, wie hierdie brood eet, sal tot in die ewigheid lewe. Sy dood, my brood. Amen. Sy dood, my brood. Sy sterwe, my lewe. En dat ek en jy vandag die Here kan loof en prys. Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 11
Hy kry hierdie openbaring van die nagmaal. Hy sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het en hy dit gebreek het en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. So waaraan herinner ek my? Morte, tua, vaita, mea. My vrou het my uitgedaag en gesê, julle sal daai woorde nooit onthou. Ek het vir haar gesê, na vandag, sal jy dit onthou. Sy sterwe, my lewe. Wie staan? Wie staan? 1 Korintiërs 11 vers 25 sê net soos ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou wil ek gou vir jou sê, kyk, elke keer as jy die nagmaal gebruik, is jy nie net besig om sy dood te herdenk, en is jy nie net besig om sy dood te verkondig nie, jy is besig om jou lewe te verkondig. Sy dood, my lewe. Sy liggaam gebreek, sodat ek kan lewe. Sy dood, my brood. En dat ek kan lewe. So elke keer as ek aan die broodjie eet, en daai bekertjie drink, dan kan ek vir Here sê, dankie vir my lewe. Amen. Gee die Here lof. En hy kom in myne 8 vers 10. Hy sê, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Nou gaan dit oor my sterwe, sy lewe. My sterwe, sy lewe. Nee? Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. So ek moet sterf, dis my sterwe wat hom lewe gee. En jy gaan dit nou verstaan. Wanneer Paulus skryf, hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Wat wil hy sê? Hy sê 3 goed. Hy sê in die eerste plek, Christus is die oorsprong van my lewe. Ek leef nie meer nie, want Christus leef nou in my. Ek leef nie meer nie, in die lewe wat ek leef ek nie meer vir myself nie. Ek leef dit nou vir hom. Hy sê Christus is die oorsprong van my lewe. Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. En dan kom hy en hy sê, Christus is my rolmodel, wat beteken ek wil soos hy wees. Wie wil soos Jesus wees? Dan beteken dit, ek moet sterwe vir myself, sodat hy meer gestalte in my kan kry. Morte, tua, vaita, my. Dat ek sal sterf, sodat hy kan leef. Deur my. Hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem, en ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Sê vir jou langs jou, jy lyk mooi. Maar jy het nog 'n bietjie werk nodig. Soos hy. Maar dit beteken dat moet 'n bietjie meer sterf, sodat daar 'n bietjie meer van hom kan lewe. Hy sê Christus is my doel, hy is my rede vir lewe. Hy sê ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
Aan die Kolossense skryf Paulus hierdie woorde. Hy sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Weet jy daar net twee soorte mense vanmôre in die kerk is? Daar is net twee soorte mense vanmôre in die kerk, die wat lewe en die wat gesterf het. Die ou wat lewe, gaan maklik seer kry. Hallo? Die ou wat lewe, is gevoelig. Die ou wat lewe, is bekommerd, wie sit op my plek? Die ou wat lewe, wik hom, as iemand my nie groet. Die ou wat lewe, neem aanstoot. Maar 'n dooie ou, kry nie seer. Maar die hart is op. 'n dooie ou, sit maar op 'n ander plek, as iemand op sy plek sit. Die voor is baie plek. Ek sal op die grond sit, as jy my plek wil vat. Die dooie ou verkom nie. Die dooie ou neem nie aanstoot. Die dooie ou het lief, soos wat Christus lief het. Die wat sê Paulus? Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 15 vers 31, hy sê ek sterf dag vir dag. Elke môre as ek opstaan, dan moet ek eers die ou kruisig. Dan moet hierdie ou eers weer sterf. As ek nie my koffie kry in die oggend, sterwe se saam. Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Die vraag is vanmôre, wie is jou lewe? Is Christus vanmôre jou lewe? Paulus skryf van sy dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig, as dit nie eers gesterf. Weet jy, Timoteus 2 vers 11. Hy sê, dit is 'n betroubare woord, want as ons met hom gesterf het, sal ons ook met hom lewe. Die broeders wat my gaan help in die nagmaal, kom ons asseblief. Al die broers wat my gaan help in die nagmaal. Kind van God, ek en jy gaan nou nagmaal gebruik. En wat ek en jy proklameer met hierdie nagmaal vanmôre is, hy het gesterwe, sodat ek vir ewig kan leef. Maar solank as wat ek op hierdie aarde is, moet ek sterwe, sodat hy kan leef. Ek moet sterwe, sodat mense Jesus kan sien, en hulle die lewe kry, want hy sê in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Hier
Jesus kom en dan sê hy, julle is die lig van die wêreld. Gaan skyn. Daar's mense daar buite wat gaan sterwe as hulle nie die lewe kry wat Christus Jesus vir hulle gegee het. Dit kos ons om vir hulle te gaan wys wat is lewe. Maar dit beteken ek moet sterf. Less of me and more of you. Because Jesus gave it all. Hoor jy my? Jesus het sy alles gegee. Hy het nie net bietjie gegee nie, hy het nie net gegee dit wat hy dink jy verdien nie, hy het sy alles gegee. Morte tua vita my. Sy sterwe sodat ek kan lewe.